Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se erediens. Dit is so groot voorreg om hier bymekaar te kom in die Here se naam. En ons gaan verder praat oor die Heilige Gees wat ons eintlik roep om bymekaar te kom en tot eer van hom te sing. En dit is 'n groot voorreg om as gelowiges hierdie te hê. Daar's ons nie veel afkondigings bykomend tot vanoggend sinne nie. Enigste een waarna ek daar kan dink is dat ons begin ook weer met die studente Bybelstudie hierdie week. So donderdag, ons sal dit op die groep sit, maar donderdag aand het ons dan weer studente Bybelstudie. Ek sien hulle begin so 'n bietjie terugkom ook. So dit is goed. Kom ons word stil voor die Here. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen. Kom ons loof die Here saam uit lied 434 uit, daarvan gaan ons sing verse 1, 2 en 3. O Heilige Gees, o Heilige God. Kom ons bid saam. Ons ewige God, ons dankie dat ons vanaand hier bymekaar kan kom, dat U so in ons harte gewerk het om ons hier te kry. Dit is soms so dat ons nie lus is daarvoor nie, dat ons wil wegbly, dat ons dink ons kan meer ontspan op ander plekke, maar tog wek U dit in ons dat ons kom om na U woord te luister. Ons bid dat hierdie sonde wat so aan ons kleef, nie iets sal wees wat ons oorheers nie, maar dat liefde vir U en absolute wil en lus om na U woord te luister ons sal oorheers. Dankie dat ons kan weet dat U in ons lewens ingryp, dat U ons harte verander, dat U ons help om elke dag meer en meer na die beeld van U Seun, Jesus Christus te wees.
Ons dankie vir die Heilige Gees. Ons dankie vir verandering en vir nuwe lewe en vir wedergeboorte wat ons kan beleef en kan waardeer en kan ervaar en uitlewe ook na mekaar toe. Lei ons om te luister na wat U vir ons sê. Maak ons harte stil. Draai ons oë na U toe. Sonder U ingryping in ons lewens is ons niks nie. Daarom kan ons alleen op U vertrou. Vir redding, vir krag, vir lewe. Ons bid vir almal wat deur swaar en beproewende tye gaan. Ons bid dat U hulle sal bystaan en bemoedig en versterk. Ons bid ook vir elkeen van ons wat ons eie unieke uitdagings in die lewe het. Niemand weet wat ten volle in iemand anders se hart aangaan buiten U nie, Here. Daarom bid ons dat U ons sal help om mekaar by te staan, om mekaar te help, om mekaar op te bou in die geloof. Dat U ons ook sal help om ons rus en ons troos in U alleen te vind. Ons dankie vir elke voorreg wat ons kan ontvang uit U hand uit. En ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam sing die beruiming van die geloofsbelijdenis, maar ons gaan daarvan vers 4 sing, skrifberuiming 12-2, wat in besonder handel oor die Heilige Gees. So ja, kom ons sing skrifberuiming 12-2. Ons skriflesing vanaand kom uit Handelinge 9 uit, daarvan vers 26 tot 31. En dan gaan ons ook vanaand Sondag 20 van die Heidelbergse Katekismus behandel. So begin deur om saam te lees uit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 20 uit. Die vraag is, wat glo jy van die Heilige Gees? En die antwoord is, ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun, ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof aan Christus en al sy weldade deel laat kry, my troos en my ewig by my bly. Eerstens, hy's God. Tweedens, hy's aan my gegee sodat ek in Jesus kan glo en kan deel kry aan al die wonderlike dinge wat daarmee saamgaan met hierdie verlossing, en ons gaan nou 'n bietjie verder uitbrei daaroor ook. Dan lees ons nou Handelinge 9 vers 26 tot 31. Saulus in Jerusalem. Saulus het na Jerusalem toe gegaan en geprobeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Barnabas het hom egter oor Saulus ontferm en hom na die apostels toe gebring. Hy het vir hulle vertel hoe Saulus op pad die Here gesien het en dat die Here met hom gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van Jesus gepreek het. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het hom probeer vermoor.
Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom na Caesarea toe geneem en hom daarvandaan na Tarsus toe weggestuur. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Ons lees net vers 31 weer saam. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede belewe. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Geliefdes, God bestaan nie. Dit is nie iets wat ons verwag het om vanaand te hoor nie. Hoekom bestaan God nie? Die woord bestaan, of in Engels exist, word afgelei van die Latynse woord existare, wat letterlik beteken om uit te staan. En die idee van bestaan het sy wortels in antieke filosofie, toe die filosofe baie begaan was oor die vraag van ons bestaan. En wanneer hulle gepraat het oor bestaan, dan het hulle dit gedefinieer as bestaan uit niks uit. As mense bestaan ons, maar ons is tog konstant baie naby daaraan om vernietig te word. En dis eintlik hoekom ons nie of kan sê dat God nie bestaan nie. Want hy staan nie uit niks uit nie. Hulle het geglo in die destydse samelewing toe hulle hierdie woorde gevorm het, daar's ons 'n sirkel wat niks is en dan moet 'n mens uit daai sirkel uittreë om te bestaan. Maar God was nie eers niks en nou is hy iets nie. God is en God was en God sal altyd wees. 'n Mens is 'n skepsel. 'n Mens het sy bestaan te danke aan die Here. 'n Mens is 'n wese wie se bestaan uithang, wie se bestaan uit niks afhang van die een wat nog altyd was. En God was net nog nooit niks nie. Hy is nog altyd daar. En hy is nie afhanklik van enigiets of enigiemand om te wees nie. Hy is wie hy is. In Exodus 20, nie Exodus 20 nie, maar in Exodus wanneer die Here aan Moses verskyn in die brandende bos en Moses vra wie is u, dan sê die Here, dan gee die Here vir hom die beste antwoord in menslike taal wat hy kan gee en dit is ek is wie ek is. Daar is niemand soos ek nie. Die Here is nie gebonde aan ruimte en tyd en verandering en generasies en agteruitgang nie. Hy is nog altyd en ewig wat hy is. En dit is ongelukkig so dat ons nie 'n beter woord het om te beskryf dat God ewig is nie. Daarom praat ons in ons algemene taal daarvan dat God bestaan. Maar tog help hierdie ons om die groot misterie van die drie-eenheid bietjie beter te verstaan. En dis werklik iets wat ons eendag eers ten volle gaan verstaan wanneer ons by die Here is. Want wanneer ons praat van die Heilige Gees, sê ons nie dat hy bestaan vanuit die drie-eenheid nie. Ons sê ook nie Jesus bestaan vanuit God die Vader uit nie. God is net nog ewig, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Een God in drie onderskeie persone. Die Nederlandse geloofsbelijdenis kan ons bietjie help daarso. In artikel 8 sê dit, God is een in wese en onderskeie in drie persone. Ons glo dis nie in drie afsonderlike gode nie, maar een God, een wese, een God wat is, in wie drie persone is. Naamlik die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Wat in werklikheid en in waarheid en van ewigheid onderskeie is volgens die eienskappe wat hulle nie met mekaar deel nie.
Maar God is wie hy is en hy is een God in 3 onderskeidelike persone. Vandag fokus ons dan spesifiek op die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie net 'n krag wat vanuit die Vader uit bestaan nie. Dis ook nie 'n krag wat vanuit die Seun, hy's nie net 'n krag wat vanuit die Seun uitgaan nie. Hy is ook 'n persoon. Hy's iemand wie ons leer ken. Een van die bewyse hiervoor is dat die Bybel konstant na die Heilige Gees verwys met die voornaamwoord hy en nie dit nie. En hy doen dinge wat ons assosieer met iemand. Soos om te leer, te inspireer, te lei, te treur, ons van ons sonde te oortuig en nog soveel meer. Onpersoonlike kragte of objekte tree nie so op nie, net 'n persoon kan hierdie doen. En dan as ons vroeër kyk na 'n gebeurtenis in Handelinge 5, die gebeurtenis rondom Ananias en Safira, dan sien ons daarso dat in die vroeë kerk het mense hulle gronde verkoop en hulle het die geld na die kerk toe gevat en gesê, hiersoos wat ons kan bestuur vanuit die kerk uit, kom ons lewe saam in 'n gemeenskap van gelowiges. En Ananias en Safira het gedink, kom ons doen hierdie, maar ons sê vir Petrus, hierdie is al die geld van ons grond, terwyl hulle besluit het om bietjie van die geld vir hulle self te hou. En Petrus, gelei deur die Here, antwoord hierso vir Ananias as hy die geld bring, en hy sê, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys vir jouself agter te hou? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Dus hierso het Ananias gedink hy kan vir die Heilige Gees jok, of hy het vir die Heilige Gees gejok. Dis iemand vir wie daar gejok is. Dit wys dat die Heilige Gees God is. Nou as ons bevestig die Heilige Gees is God en hy's 'n persoon en hy's betrokke en hy werk en hy is besig in die wêreld. Dan moet ons daarom vra, wat is die werking van die Heilige Gees? Wat is sy rol? Wat doen hy in ons lewens? Ons sal glad nie daarin kan slaag om alles wat die Heilige Gees doen op te noem nie. Ook nie in een preek nie, ons kan 'n ewigheid spandeer daaraan. Maar ons kan vandag fokus op 'n paar van sy eienskappe vanuit hierdie gedeelte wat ons hierso in Handelinge 9 gelees het. So een ding wat hy doen is, hy roep ons vanuit ons geestelike dood na lewe in Christus. In ons sonde, in ons rebellie, in ons gebrokenheid, is ons geestelik dood. Paulus se woorde in Efesiërs 2 is baie uitgesproke daaroor. Hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat julle lewenswyse gekenmerk het. Dis hoe ons is as gevolg van die sondeval. Geestelik dood, geestelike lyke. Ons is nie in die geestelike intensiewe eenheid waar ons 'n inspuiting moet kry om ons geestelike hartklop net weer bietjie op te tel nie. Dood, sonder enige hoop op redding. Menslik gesproke is ons glad nie weer geestelik lewend kon word nie. En Paulus verstaan hierdie baie goed. Want in die begin van Handelinge 9 lees ons van hoe Jesus aan hom verskyn en hy vra vir Paulus, waarom vervolg jy my? Waarom gooi jy die Christene in tronke? Waarom maak jy dit moeilik vir die evangelie om te versprei? Waarom vervolg jy my? Vra die Here Jesus vir Paulus. En net daar begin die Heilige Gees geloof en bekering in Paulus se hart werk. Paulus was dood, geestelik dood. Hy het gedink hy ken die Here. Hy het gedink hy tree reg op, alhoewel hy net besig was om te sondig. Hy het vasgeglo dat hy besig was om die regte ding vir die Here te doen, deur om die Christene te vang en in tronke te gooi. Hy was vasoortuig dat hy die ideale Jood is wat perfek die wet onderhou. Daar was niemand soos hy in sy naaiwer vir die wet nie. Almal het goed gepraat van hom. In die
oë van sy volksgenote was sy optrede perfek en onberispelik. Boonop dit alles het hy dit goedgekeur, as ons vroeër in Handelinge lees van Stefanus wat vir die Jode vertel van Jesus en dat hulle hom gekruisig het en dat hulle moet bekeer want hulle moet besef dat Jesus Christus is die seun van God en hy lewe. En dan raak die Griekse Jode so kwaad vir Stefanus dat hulle hom met klippe doodgooi. En Paulus het daar terwyl hulle besig was om vir vir Stefanus met klippe dood te gaan, het hy daar gestaan en hulle klere opgepas sodat hulle klippe makliker kan gooi. Maar dan verskyn Jesus aan hom, dan sien hy Jesus. Hy hoor Jesus se woord, soos wat ons elke week hoor. Die Heilige Gees werk in ons dat ons die woord kan hoor en inneem en verstaan. Maar Paulus hoor Jesus se woord wat met hom praat. En daar begin die Gees in hom werk. En die Gees wys hom op sy sonde. Maar in besonder wys hy ook vir Paulus op Jesus se verlossing en die geestelike lewe wat ons in hom ontvang. Mens kan dink dit moes vir Paulus bietjie moeilik gewees het toe hy tot bekering gekom het om met die skuldgevoelens saam te gaan van alles wat hy gedoen het, van al die sonde wat hy gepleeg het. Sy oë het oopgegaan en hy het die waarheid gesien vir wat dit is, maar mens kan dink hy moes so skuldig gevoel het oor alles wat hy gedoen het. Maar daarin sien ons ook die werking van die Gees om, alhoewel ons weet hoe verlore ons is in ons sonde en in ons skuld, kan ons oë na Jesus toe draai en besef, sy genade is soveel groter as hierdie skuldgevoelens. Ons ontvang 'n nuwe lewe, 'n nuwe geleentheid om tot in ewigheid te lewe. En Paulus is nie meer geestelik dood nie. Hy is deur die Gees wat in hom werk, nou lewendig, nuut gemaak. Nie meer 'n slaaf van die sonde en sy eie soeke na verlossing nie, maar iemand wat Jesus werklik ken, iemand wat Jesus se genade raak sien. In Filippense 3 dink hy na oor alles waarop hy geroem het. Hy was baie trots op sy status, sy nageslag, sy afstamming, sy wetsgehoorsaamheid. En nadat hy terugdink oor alles waarop hy trots was voordat hy Jesus gesien het en Jesus se woord gehoor het, sê hy, dit maak nie saak nie. Want ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien. Ons is deel van die ware nuwe verbond, ons wat God deur sy Gees dien. Ons wat op Jesus Christus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Alles wat eers vir hom 'n bate was, sê hy, beskou hy as waardeloos ter wille van Christus. Ja, hy beskou alles as waardeloos, want om Jesus te ken, oortref alles in waarde. Dis wat die Heilige Gees in ons harte kom doen. Hy draai ons oë weg van alles wat ons so graag wil najaag vir verlossing in die lewe, ons eie dade, ons eie roem, ons eie geld, ons eie status. En hy wys aan ons die grootste geskenk, genade in Jesus. En wanneer ons dan uit ons geestelike dood na die lewe toe geroep word, gee die Heilige Gees aan ons ook die vrymoedigheid om ander van Jesus te vertel. Dis nog 'n werking van die Heilige Gees, om vrymoedigheid te hê. Wat baie opvallend is in Handelinge is hoe vrymoedig die apostels ook geraak het, om oor Jesus te praat. Daar was 'n tyd wat Petrus nie eens vir 'n slawe meisie wou gesê het, hy ken vir Jesus nie. Voor Jesus se kruisiging het hy vir Jesus 3 keer verloon deur hom vir haar te sê, nee, ek ken hom nie. En nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, hy en die Heilige Gees uitgestort het hy hierdie krag ontvang om te getuig. Krag ontvang om vrymoedig met ander oor Jesus te praat. Hy het voor die hele Joodse raad gestaan, die einste mense wat Jesus wou gekruisig het, en vir hulle gesê, hy wat julle gekruisig het, hy het opgestaan, en daar is ons niemand deur wie die Here wil hê gered moet word, buite in die naam van Jesus nie. Ons sien ook in Paulus se lewe 'n baie groot narratiewe wending. Dis die Afrikaans vir plot twist. Want Paulus
het gesien hoe Stefanus gestenig word, terwyl Stefanus Jesus se naam verkondig het. Paulus was bly daaroor. Maar wat so ironies is dat nadat die Gees in Paulus gewerk het, Paulus in Jerusalem gegaan het en vir die einste mense wat vir Stefanus met klippe doodgegooi het, die einste mense wie se klere Paulus opgepas het, die Griekse Jode daarso, het vir hulle gaan vertel van Jesus. Die mense wie hy aangemoedig het om 'n Christen dood te maak, is nou die mense aan wie hy die evangelie van Jesus verkondig. Soveel so dat hulle hom ook probeer doodmaak het. En dis 'n verandering wat nie deur mense werk gedoen kan word nie. Dis 'n verandering wat ons help besef hoe magtig die Here is in die lewe van sondaars. Want hierdie kon alleen deur die krag van die Heilige Gees plaasvind. So ook hoef ons nie te twyfel in die Gees se krag om vir ons vrymoedigheid te gee om oor Jesus te praat nie. Gereeld het ons soveel verskoning, soos ek weet nie wat om te sê nie, ek is nie geleerd genoeg om met ander oor Jesus te praat nie, ek is te jonk, of ek is te oud, of ek is te onervare, ek is nie predikant nie. Maar dis alles selfsugtige verskonings, want dan dink ons net aan onsself en ons eie tekortkominge, in plaas van God wat al daai tekortkominge op soveel maniere oortref, in sy goedheid, in sy grootheid, in sy krag. In plaas van om te fokus op Jesus wat vir ons deur sy Heilige Gees sal lei om die regte woorde in die situasies te hê, probeer ons verskonings uitdink. En ons het te doen met wye situasies in ons lewens, groot geleenthede. Ons dink nou aan almal wat teruggekom het van die Bybelplasingstoer af, hoe 'n mens na 'n ander land toe gegaan het en Bybels uitgedeel het en met mense kon praat oor die Here, geleenthede wat die Here geskep het. Dis wye groot situasies. Dit is die uithoeke van die wêreld waarna 'n mens gaan. Maar ons het ook elke dag 'n geleentheid om oor Jesus te praat. Ons ontvang elke dag krag van die Heilige Gees af. En dit is nie noodwendig om altyd op die straathoek te gaan staan met 'n mikrofoon nie, maar wat ook wonderlik is as mense dit doen. Maar dit is om met jou kinders te praat oor die Here. Om vrymoedigheid te hê om met jou man of vrou te praat oor die Here. Ons kan so gereeld net aanvaar, maar jou man of vrou is 'n gelowige en jy gaan aan met jou lewe en jy wil nie met mekaar praat oor die Here nie, want jy dink alles is reg daar. Of die persoon wat by jou werk, of die persone saam met wie jy werk. Klein geleenthede in die lewe wat die Here oor ons pad stuur, om te kan praat oor hom. Ek dink dit is so 'n groot gebedspunt om vir hom te vra, om vir ons uit te wys waar ons oor hom kan praat, en om die vrymoedigheid te hê, om dit ook te kan doen. Want hoe ongemaklik moes Paulus se situasie nie gewees het hier nie. Hy moes nou skielik tussen die Christen gelowiges wees wat hy van tevore in die tronk gegooi het. Hulle het menslik gesproke geen rede gehad om hom te vertrou nie. Dit sê ook hierso, hulle wou nie glo dat hy tot bekering gekom het nie. Hulle het gedink hy's 'n spioen of iets. Maar wat so mooi is hulle het ook vasgekyk in hulle het vanaf 'n menslike hoek af na hierdie saak gekyk en nie vasgeglo dat die Here ook Paulus se lewe verander het nie. En dan werk die Gees in Barnabas. En Barnabas is baie bekend daarvoor dat hy 'n bemoedigende mens was, maar die Gees werk so in Barnabas dat hy homself ontferm oor Paulus. En dit is ook 'n mooi eienskap wat ons van die Heilige Gees af ontvang, om onsself te ontferm oor hulle wat in moeilike situasies is, of mense wat 'n rowwe pad deur die lewe gestap het en tot bekering gekom het en nou hulle geestelike tuiste moet vind. Dis ons doel as 'n gemeente om mense in te trek ook, uit te gaan, te verkondig, maar ook in te trek. Dis wat mooi is wat Barnabas gedoen het in Paulus se lewe ook hierso.
En dan sien ons ook verder, deur die vrymoedigheid wat die Gees gee vir die mense om oor Jesus te praat, het hy die kerk in Jerusalem en dwars deur die hele Judea opgebou. Mense se lewens is onherroepelik verander. Mense het die waarheid van Jesus raak gesien. Mense het, soos die katekismes sê, deel gekry aan Christus se weldade. En weldade is eintlik net 'n groot woord om al die goeie dinge wat nou skielik in ons lewens deur Jesus in ons lewens geplaas word, waaraan ons deel kry. En dit is verlossing en geestelike lewe en hoop en ewige lewe en betekenis vir ons lewe en vryheid en oneindigende hoeveelhede liefde en ontferming van die Here af. Al daai weldade, al daai goeie dinge kry ons sonder enige verdienste aan deel in Jesus. Sy Heilige Gees bewerk dit in ons en gee vir ons 'n verstaan daarvan op hierdie pad wat ons in die lewe stap. En dan sien ons ook hierso dat in vers 31 sê dit die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Daai woordjie vir versterk is eintlik 'n woord wat moeilik vertaal. Dit is die woord vir parakletos. En dit word vertaal as trooster of bemoediger of kraggewer. Maar en dis ook die laaste aspek wat ons dan nou vanaand gaan bespreek, is dat die Heilige Gees die parakletos is in ons lewe. En ons lees in Johannes daarvan die aand voor Jesus se kruisiging gee hy aan die disippels belangrike beloftes rakende die Heilige Gees. Hy maak dit aan hulle bekend dat hy hulle gaan verlaat en dat hulle nie saam met hom kan gaan nie. Maar hy stel hulle gerus en sê dat hy 'n ander voorspraak sal stuur om ewig by hulle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die 2020 vertaling sê direk in plaas van voorspraak parakleet. Op ander plekke word parakleet vertaal as trooster of hulp. Dit direk vertaal beteken dit om uitgeroep te word. En in die antieke wêreld was dit iemand wat geroep was om bystand te bied en meestal 'n familie te help indien daar moeilikheid is. In vandag se tyd praat ons van 'n advokaat. Nou 'n parakletos in die ou wêreld was 'n familie se advokaat. Dis iemand wat op bystand was om te help indien daar 'n probleem was, of dit nou finansiëel was of regsgewys, uitgekom om hulle dadelik te help in die situasie. En dit is hoe ons verhouding met die Heilige Gees ook is. Want deur die geloof wat in ons gewek word, deur die gemeenskap van gelowiges waar ons deel kry, is ons nou in die Here se familie. En hierdie familie se advokaat, hierdie familie se hulp en trooster en bystand is die Heilige Gees. Hy is altyd teenwoordig om bystand te bied in tye van nood. Maar hy is ook nie net 'n vertrooster of 'n advokaat wat ons bystaan wanneer ons seer gekry het in die lewe nie. Jesus sê aan sy disippels in Johannes 15 dat hy hulle gaan los in 'n vyhandige wêreld. En in hierdie vyhandige wêreld sal daar tye wees wat hulle gehaat word deur mense soos Paulus voor sy bekering. En elke oomblik van hulle lewens sal 'n uitdaging wees. En niemand wil in hierdie uitdagende wêreld ingaan sonder hulp nie. Daarom stuur die Here sy Heilige Gees. Daarom is die Heilige Gees in ons lewens. Hy is ons parakletos, hy is ons hulp, hy is ons trooster. Hy gee ons krag, nie net om deur die moeilike dinge te gaan wat gebeur het nie, maar om voorberei te wees vir die uitdagings wat daar kom. Dit is so belangrik om te weet dat die Heilige Gees nie kom om ons net by te staan na 'n oorlog of na 'n uitdagende tyd in ons lewe nie. Hy gee ons die krag voor dit ook. Alles wat ons mag beleef ter wille van Jesus. Die kerk is nie net 'n hospitaal nie, maar is ook 'n opleidingsarea, 'n weermag wat die Heilige Gees se krag en toerusting ontvang om die stryd moedig en met volharding te gaan stry. So werk die Heilige Gees saam met Jesus. Interessant, Jesus was die eerste
parakleet wat gekom het, die eerste advokaat. En hy was ons advokaat as terwille van ons sonde, wat hierdie afstand tussen ons en die Here veroorsaak het. En daai sonde het hy op homself geneem. Hy het kom intree vir ons, sodat ons in die huisgesin van die Here kan inkom. En dan kom ons tweede advokaat, of ons tweede parakletos, in die vorm van die Heilige Gees. En hy maak dit wat Jesus gedoen het, deel van ons lewens. En waar los dit ons? Ons moet vandag besef dat ons hierdie kosbare geloof in Jesus alleenlik ontvang deur die Heilige Gees se werking in ons lewens. Hy gee aan ons die vrymoedigheid om verby ons tekortkominge te kyk na hom wat oneindig groot is en nog altyd daar is. Ons het deur die Heilige Gees die krag om ander van Jesus te vertel. En ons sien daardie krag in die verlede en in die hede, en ons sal daai krag ook nog in die toekoms tot in ewigheid sien. Ons kan soveel troos en aanmoediging ontvang om te weet dat die Heilige Gees ons parakleet is. Hy staan ons by, hy bemoedig ons, hy vertroos ons. Hy's by ons in tye van hartseer, hy's by ons in tye van geluk. Maar hy moedig ons ook aan om proaktief te wees in ons geloofslewens, om nie net te wil ontvang nie, maar om ook ons gawes wat ons van hom af ontvang te kan uitdeel na mekaar toe, om mekaar te dien, om saam as 'n gemeenskap van gelowiges gebind te word. Mag ons dus soveel troos en aanmoediging in die werking van die Heilige Gees in ons lewens ontvang. Mag ons vanaand en môre en elke dag eintlik opstaan met die wete dat die Gees is met my en hy wys my op dit wat Jesus vir my gedoen het en daarom kan ek as 'n nuwe en 'n verloste persoon gaan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige God, ons dankie dat ons vanaand meer van U kan leer. Ons dankie dat ons kan sien hoe U werk in die lewens van sondaars, hoe U ons roep vanuit die duisternis af na die lig toe. Ons dankie vir U ewige teenwoordigheid, dat ons vertroos kan word deur U Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe. Ons bid dat in alles wat ons doen, ons elke dag aangemoedig sal word deur U om te lewe soos ons Here Jesus. Mag ons luister na U woord, mag ons hoor dat U met ons praat en mag ons dit ook gaan uitlewe na buite toe. Ons dankie dat ons weet dat ons nooit alleen is nie. Dat ons altyd krag ontvang. En dat U weet wat in ons harte aangaan. U staan ons by, U bemoedig ons, U help ons om nie vasgevang te wees in sonde nie, maar om te lewe in U lig. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ons gaan nou afsluit met skrifberuiming 8-1. Dis 'n beruiming uit Jesegiel 36 uit. Dit gaan oor die Heilige Gees wat ons harte verander en ons skoon was om as nuwe mense en nuwe gelowiges te lewe. Kom ons sing verse 1 en 2.
Ontvang die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen.